Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dit is 'n voorreg om saam met u hier te kan wees in hierdie oggend, om saam met u ook die woord van die Here te kan oordink. Geliefdes, as voorsang gaan ons net so sit. Dan sing ons saam Gesang 38. Gesang 38, daarvan gaan ons sing die eerste, die tweede en die vierde vers terwyl ons so sit. Gesang 38 vers 1, 2 en 4. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed en na ons stilgebed gaan ons saam sing Gesang 95 as voorbereidingslied. Ons gaan die Onse Vader as gebed ook in hierdie oggend saam sing as ons voor die Here kom staan in die erediens. Dan kan u ook staande bly vir die foto met die seëngroet waarna ons as lofsang gaan saam sing Psalm 146. Psalm 146 daarvan vers 1 en vers 3. As loflied, Psalm 146, prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. En ons sing vers 1 en 3 van Psalm 146 as loflied. Geliefdes, maar kom ons sit net so en word ons stil voor die Here in gebed. Amen.
Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20. En nadat ons na die wet geluister het, gaan ons saam sing Psalm 130. Psalm 130, daarvan gaan ons sing vers 1 en vers 2 as skuldbelydenis in hierdie oggend. Psalm 130 vers 1 en 2 as skuldbelydenis, en dan kan u ook die Psalm en Gesangeboek oopmaak by Psalm 147. Psalm 147, en ek sal die verse afkondig nadat ons belydenis gedoen het. Psalm 147 na die belydenis van ons geloof, en Psalm 130 na die wet, daarvan vers 1 en 2. Geliefdes, kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Geliefdes, ons lees in 1 Johannes 1 vanaf vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Geliefdes, aan elkeen wat daarom met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy in daardie sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, wat deur die bloed van sy seun ons vrygekoop het van die sonde en deur sy gees in ons woon, en daarom kan ons geloof in die drie-enige God vanoggend bely deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam Psalm 147, daarvan vers 1 en vers 5. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit 2 Korintiërs 9. 2 Korintiërs 9 en ons gaan saam lees vanaf vers 6. 2 Korintiërs 9 en ons lees vers 6 tot 15. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem,
nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk. Aan die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig deur baie danksegging aan God, omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus, en oor die milddadigheid van die bydra aan hulle en aan almal, terwyl hulle ook in die gebed vir julle na julle verlang vanweë die uitnemende genade van God aan julle. Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, in dankbaarheid kom staan ons vanoggend voor U. U die skepper van hemel en aarde, U wat voorsien vandag nog in alles wat ons nodig het. In die week wat verby is, het ons dit weer beleef, hoe die sluise van die hemel oopgemaak is en hoe die reën geval het. Here, na lang droogtyd, na die hitte, die temperature wat so hoog is, het U die sluise oopgemaak en U het vir ons die genade gegee daarin. Here, U het voorsien dat dit wat ons saai kan opkom. Here, dat ons 'n oes kan hê aan die einde van die seisoen. U het vir ons in oormaat gegee, alles wat ons het, Here, dis nie verdiend nie, dis alleen genade, maar Here, gee dat ons ook sal besef, Here, dat daar 'n dankbaarheid moet wees in ons, 'n dankbaarheid vir al die seën wat U aan ons wys. Here, en gee dat ons daardie dankbaarheid sal uitleef teenoor U. Here, ek vra, breek U nou vir ons die woord oop. Voed ons met die brood van die lewe in hierdie oggend en gee dat ons die boodskap sal hoor. Dat ons dit sal uitleef. Here, werk met die Gees in ons harte, maak dit stil, dat ons nie net sal hoor wat U sê nie, maar sal luister. Daarom bid ons hierdie dinge in afhanklikheid van U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, as ons oor God praat en ons na sy voorsienigheid kyk, is daar 'n tweede gesprek wat baie belangrik is wat ons ook moet hê. Dis 'n gesprek wat hand aan hand loop met die voorsienigheid van God en dis 'n gesprek wat baie mense konfronteer. Dis 'n gesprek wat mense sommer onmiddellik opstandig maak as 'n dominee van die kansel af derwaag oor ons offers te preek. En tog is dit 'n tema en 'n gesprek wat ons nie kan wegskram vanaf nie. Ons moet daaroor praat. En om dit in te lei kan ons vanoggend Paulus se beeld gebruik van 'n saaier. Baie van ons is saaiboere of ons is verbind aan die saaiery op een of ander manier. Al sit u dalk self nie saad in die grond nie, is u afhanklik van 'n saaiboer om uiteindelik kos op die tafel te hê. Meeste van die produkte wat ons vandag eet, word eerste in 'n boer se land verbou. Maar so het ons gesien dat die tyd ook moeilik is vir ons saaiboere. Die natuur het dit moeilik gemaak vir ons boere om te saai, want ons kom uit 'n groot droogte uit wat ons amper niks geoes het nie.
Daarna het ons goeie reën gehad, maar baie keer op die verkeerdste tye. Ons het reën gehad sodat ons nie eers 'n stroper in 'n land kon insteek om die oes af te haal nie. En al hierdie goeters het gemaak dat saaiboere 'n besluit moes neem. Baie het minder begin saai. Party mense het ophou te saai. Ander het weer die voordeel gesien en het meer saad in die grond gesit. En tog kan daardie boer wat minder gesaai het nie verwag om die grootste oes af te haal nie. Die boer wat ophou saai kan nie verwag om nog steeds 'n oes te kry nie, maar die boer wat meer ingesit het kan verwag om in die nuwe seisoen 'n groter en 'n beter oes te hê. Uiteindelik wat ons hierin sien is, vir my om te oes, moet ek ook saai. Vir my om af te haal, moet ek ook insit. En ons kan hierdie beeld van Paulus selfs meer uitbrei, want as ek 'n goeie oes wil hê, moet ek ook die grond optimaal bevorder. Ek moet kunsmis gooi, ek moet kalk gooi, sodat die grond die beste voedingswaarde vir daai plant kan gee. Verder moet ek die nodige gifstowwe spuit om die insekte dood te maak. Ek moet onkruiddoder daarop sit, sodat die plant optimaal die voeding uit die grond uit kan trek. Jy sien, vir my om die beste oes te kry, moet ek insit. Ek kan nie verwag om te oes as ek nie saai en die grond bewerk nie. En Paulus gebruik dan hierdie voorbeeld wat hy stel, juis om oor die offer en die kollekte in die kerk te praat. Hy praat hier met Korinte. En hy sê in vers 7 vir hulle, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En hier kry ons by Paulus 'n baie interessante skei wat plaasvind. Want jy sien, Oud-testamenties moes die mens volgens die wet van Moses elke maand 10% van dit wat jy opgebring het, ook aan die tempel oorbetaal het. Daai 10% was gebruik om die kerk te onderhou, om die tempeldiens in stand te hou en uiteindelik om die priesters te versorg. Maar die wet het jou beveel, jy moet 10% gee. Oud-testamenties was ons wetgebonde gewees, maar hier sien ons dat in die Nuwe Testament is dit nie meer 'n wet dat ek moet gee nie. Paulus sê, ons moet nie onder dwang gee nie, die skuif vind plaas hierso, en dis 'n skuif wat deur Christus self plaasgevind het. Want voor Christus was ons onder die wet. Deur Christus is ons vrygemaak van die wet. Ons kan nie die wet gehoorsaam en dink ons gaan daardeur iets verdien nie. Nee, die gehoorsaamheid van die wet is juis om ons dankbaarheid te toon teenoor dit wat God vir ons gegee het. Daarom is ons offer nie meer 'n moet nie, maar dis nou 'n wil. Ek wil 'n offer na die Here toe bring, om vir hom dankie te sê vir al die genade wat hy aan my getoon het, aan al die seën wat ek in my lewe ontvang het. Ek wil graag vir hom hierdie offer bring, om my dank aan hom te betoon. Daarom is dit net so belangrik, dat Paulus ook die gemoed van die gemeente aanspreek. Ek moenie bedroef wees, as ek my offer bring nie. Nou dit klink na 'n baie vreemde gedagte, want 'n offer moet ons seermaak, dit moet my bedroef maak, en tog sê Paulus, dit is iets wat jou nie bedroef moet maak nie. Liefdes, ek dink nie, dis vir enigiemand lekker om sy hardverdiende geld, sy inkomste wat hy bloed en sweet voor gegee het, oor te betaal aan die kerk nie. Uit ons menslike houding is dit nie lekker nie. En tog sê Paulus hierso dat ons nie bedroef moet wees nie. Dit moet vir ons 'n blyding wees om hierdie offer oor te betaal. Die Here het die blymoedige gewer lief. Uit blydskap, uit die vreugde van alles wat God vir my gee, moet ek ook vir God teruggee. Daarom behoort ons eintlik, voordat ek my offer gee, stil te word. Ek behoort bietjie na my eie lewe te kyk.
Ek behoort te kyk na die week wat verby is, na die maand wat verby is, na die jaar wat verby is, en ek behoort God se genade te gaan raak sien. Ek behoort sy seën in my lewe te sien, en uit daardie blydskap vir alles wat hy vir my gegee het, behoort ek my offer oor te betaal. Nie omdat ek moet nie, maar omdat ek wil. Want uiteindelik sê Paulus in vers 8, dat God die mag het om alles deur die genade en oorvloed aan ons te gee, sodat ons altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. En dit is 'n konsep wat die mense kop amper nie kan verstaan nie. God gee. Hy gee in oorvloed vir ons, hy gee so baie, en tog vra hy van ons net so ou klein bietjie terug. Hy vra, gee dit vir my terug, en ek sal jou seën bo jou verstand, en oorvloed sal ek vir jou teruggee, en ons kop verstaan dit nie, geliefdes. Vers 9 sê, die een wat uitstrooi het vir die armes gegee het, en vir die armes gegee het, sy geregtigheid sal bly tot in ewigheid. Vers 10 sê, sê vir ons dat God, wat vir ons alles gee, ook die vrug van die geregtigheid sal laat toeneem, sodat ons ryk kan word tot alle milddadigheid wat danksegging by ons werk. As ek gee God terug. Nou geliefdes, dit klink na vergoeding. Dit klink of ek nou maar kan 'n bestaan maak daaruit om vir God geld te gee. Om vir die kerk geld te gee. Ek kan nou maar verwag dat God altyd vir my gaan teruggee. En geliefdes, ons moet besef dat vergoeding en seën is twee verskillende goed. Want as ek vergoed word, beteken dit ek bring 'n R5 kerk toe en ek kry R5 terug. Vergoeding is 'n gelyke waarde wat teruggegee word, 'n gelyke transaksie tussen twee mense, en dis nie hoe God werk nie. God sê, as jy vir my teruggee uit jou oorvloed uit, dan sal ek ook jou seën bo jou verstand. Geliefdes, beteken dit ek moet nog steeds net gee om terug te kry? Nee, Prediker 11 vers 1 leer ons ook van dit. Dit sê, werp jou brood uit op die water en na verloop van baie dae sal jy dit vind. Gee jou offer sonder om te verwag en uiteindelik sal jy dit ook terugkry in oorvloed. Geliefdes, as dit nie verdienste is nie, hoekom? Hoekom moet ek my offer na die huis van die Here toe bring? Eerstens gaan dit oor die onderhouding van die liggaam van Christus. Die kerk is die liggaam van Christus en ons offer dra daartoe by dat ons die liggaam in stand kan hou. Die kerk is rentmeesters oor sy geboue. Ons moet dit wat hier staan in stand hou. Ons moet die krag aanhou sodat ons 'n erediens kan hê. Ons het uitgawes waarvoor dit moet gaan, maar uiteindelik kom dit ook daarop dat dit gaan vir die onderhouding van die heiliges. En nou kan jy dalk sê, aha dominee, nou praat jy net oor jou traktement. Nou praat jy net oor jou salaris. Nou wil jy net weer geld hê want jy moet betaal word, en geliefdes, dis nie so nie. Is ek die enigste heilige in hierdie gemeente? Ek glo elkeen van ons is heilig gemaak deur Christus se bloed. Ons is heilig gemaak deur die Heilige Gees. Ons is die heiliges van die gemeente. Dit beteken dus dat die offer wat inkom moet gebruik word om die gemeente in stand te hou. Vir die armes te voorsien. Die gemeente te versorg, om die lede van die liggaam van Christus te onderhou. Maar geliefdes, daar's iets meer. Dit gaan nie net oor die onderhouding van die liggaam nie, want uiteindelik lees ons in vers 12 dat dit is ook oorvloedig deur die danksegging aan God. My offer is die manier hoe ek dankie sê. Daarom nie 'n moet nie, maar 'n wil. Ek wil dankie sê vir die versorging. Ek wil dankie sê vir die voorsienigheid. Ek wil vir hom teruggee. En uiteindelik weet ek dat hy my ook in oorvloed sal seën. Geliefdes, dan lees ons in vers 13.
omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik oor die onderwerping van die belydenis aan die evangelie van Christus en oor die milddadigheid van die bydraes aan hulle en aan almal. Geliefdes, wat beteken dit? Dit beteken dat my offer is deel van my onderwerping aan Christus se evangelie. Ek moet leef soos wat hy vra uit dankbaarheid. Nou kan mense dalk sê, maar Christus het nooit gesê, betaal die offer nie. Christus het nooit daarna verwys nie, en tog geliefdes, vind ons 'n beginsel in die evangelie van 'n offergawe. Ons sien hoe Jesus in Lukas 21 sit, en hy hou die skatkis in die tempel dop, en hy sien hoe die rykes kom, en uit hulle oorvloed uit baie in daai skatkis gooi. En dan kom die arm weduwee. 2 geldstukkies, haar enigste 2 geldstukkies, en sy gooi dit in die skatkis. En Jesus se antwoord aan sy disippels was, sy het baie meer gegee as al die rykes. Want sy het gegee uit haar gebrek uit, terwyl hulle uit hulle oorvloed gegee het. Maar geliefdes, dis nie die enigste plek waar ons lees van die offergawes van die gemeente of die mense terwyl Christus bediening hier op aarde gedoen het nie, want ons lees dat Judas Iskariot die beurs van die disippels gehad het. Die beurs was 'n beursie, 'n versameling van die geld wat hulle gebruik het om die armes te onderhou, gebruik het om hulle diens voort te sit. Waar het hulle daai geld vandaan gekry? Daardie geld was die dankoffer wat die mense gegee het. Die mense het offers gegee sodat Christus die armes kan versorg. En al wat Paulus sê in vers 13 is, leef hierdie opdrag van Christus uit, leef ook soos hy die voorbeeld gestel het. Leef dit uit dankbaarheid vir die redding wat ons ontvang het. En geliefdes, daar kry ons die volgende punt. Want God se versorging is veel meer as die brood wat ons eet, veel meer as die liggaamlik hier op aarde. God se versorging kom in sy volheid in Christus. Dat hy ons met sy bloed aan die kruis vrygekoop het, sonder dat ek dit verdien het. En daarom vra hy, uit dankbaarheid vir dit, versorg my liggaam. Bring jou offer uit dankbaarheid, nie uit dwang nie. En dit bring ons terug by vers 7. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Geliefdes, as ons nie saai nie, kan ons nie verwag om te oes nie. As ons nie insit nie, kan ons nie verwag om af te haal nie. As ek nie my offer aan die huis van die Here gee nie, kan ek nie verwag dat hy my sal seën nie. En tog, geliefdes, nie uit dwang nie. Daarom sê ek nie vanoggend vir u, u moet 10% gee nie. Maar ek vra u, kyk na u lewe. En uit dankbaarheid bring die offer na die huis van die Here. Want God het die blymoedige gewer lief. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie Here, dat U vir ons in oorvloed seën. Dat daar so baie dinge is wat ons onverdiend ontvang. Maar Here, werk ook in ons harte so dat ons ook die dankoffer aan U sal gee. Dat ons so ons dankbaarheid ook sal wys. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil. Here, ek bid vir ons gemeente. U weet wat in ons gemeente aan die gang is. U weet hoe daar baie keer wonder is. Hoe gaan ons maak? Waar gaan ons die offers vandaan kry? Hoe gaan ons aangaan? En Here, dankie dat U nog altyd voorsien het. Dankie dat ons sien in die oorvloed wat U sorg. Maar Here, dankie dat ons ook elkeen afsonderlik
u genade beleef. Here, werk daarom met ons sodat ons ook u liggaam in stand kan hou. Here, dankie dat ons u genade beleef in alles wat gebeur, selfs in die donkerste uur van die wêreld, in die donkerste uur van nood, sien ons u nabyheid altyd. En dankie dat ons aan u kan vashou, sonder vrees vir die dag van môre. Here, ons bid hierdie ding en ons vra dat u met ons in die week sal wees wat kom. Here, lei ons en moed en bewaar ons en bring ons ook volgende week weer na u huis, om weer na u woord te luister. Ons bid dit nie onsself nie, ons bid dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 128. Gesang 128, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees meer en meer. Ons gaan sing Gesang 128, daarvan vers 1, 2, 3, 4 en 5. Al 5 die verse van Gesang 128. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van ons dankoffer. Geliefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad. Ons voorbidding dink ons aan ons gemeente en aan ons lidmate, en besonders nog aan Tannie Mariaan van Sail wat aansterk na haar knievervanging.
Ons dink ook aan oom Piet Raal, wat velkankertjies laat verwyder het, so 2 weke terug. Dit gaan baie goed met hom, die dokter is baie gelukkig met die vordering, maar ons dink ook nog aan hom. En dan dink ons aan oom Koos Kaamfer. Hy sukkel baie met sy bloedsomloop, die bloedsirkulasie na die been toe, klink dit my. Dit gaan maar oor die swak hart wat hy ook het. En dit klink my, die seuns het vir my Vrydag gesê dat daar is 'n teater geboek vir Woensdag, maar die familie weet self nog nie eintlik wat hulle gaan doen nie. Daar was sprake van amputasie van die been of die voet of wat ook al, maar hy is 'n risiko omdat die hart nie sterk is nie. So dink asseblief aan hulle en aan die hele Kaamfer familie ook in dit. Geliefdes, dan dink ons nog aan Tannie Elise familie en ons bid vir die troos van die Here ook vir hulle. Maar ons wil dankie sê vir elkeen wat 'n bydrae gelewer het en gehelp het gister met die roudiens. Die familie dra ook hulle dank oor aan ons almal. Liefdes, dan wil ons ook vra bid vandag vir ons kerkraadsvergadering waartoe u as gemeente opgeroep word. Die doel daarvan is twee dinge. Eerstens die verkiesing van kerkraadslede, 1 ouderling, 1 diaken. En dan die tweede doel is om so 'n bietjie terugvoer te gee oor die finansies in die gemeente. So ek vra dat ons asseblief, nadat ons klaar is met die afkondigings, almal net so sal sit. Almal wat stemgeregtig is, bly asseblief agter en moet asseblief stem in die verkiesing. Geliefdes, dan kan u my of die kerkraad kontak vir huisbesoek buite die normaal. Ons sê dankie vir Tannie Renel, sy is nou klaar uit, maar ons sê dankie, ons sing altyd lekker saam. En dan vra ons adverteer solank ons kerkskiet vir die 23ste Mei. Ek sien Tannie Elsa het gister die boodskappe alles op die vrouegroep gesit van al die reëlings. Ek dink ek moet dit sommer die kerkskiet se goed net aanstuur na die man se kant toe dat hulle ook dit kan sien. Maar ja, adverteer, soek solank borge, pryse is nog 'n groot ding. Kyk waar u kan regkom met die mense met wie u besigheid doen, dat ons dit ook 'n baie lekker dag sal maak. Ek weet die advertensie was nog aan verander die week wat verby is, gaan ons om die week kry dan nie? Dis reg, so ons sal die advertensie, die amptelike een kry vandag, dan kan u ook hom oralste sit op die sosiale media en vir almal wat u ken ook aanstuur. Geliefdes, dan blomme en teebeerd vir die maand Maart is wijk 1. Ons nooi almal om saam met ons 'n koppie koffie of tee te kom drink en dan vra die susters, hulle soek klere vir die klerebank asseblief, veral wintersklere met die winter wat voorlê. Verbondsonderrig, ek sien dis net Jessica vanoggend. Ek wonder of ons nie dan jou voog is ook nie hier nie. So kom ons gaan volgende week met die les aan, dan gaan ons nie vandag 'n les hê nie. Geliefdes, dan verjaarsdae, die 9de Maart is Amelia van Sail en die 12de Maart is oom Piet Raal. Hy word 89, hy is die oudste lidmaat as ek reg is. Hy word 89 die 12de, ons sê vir hulle baie geluk, mag die Here hulle ryklik seën ook in die nuwe lewensjaar. Geliefdes, dis die afkondigings. Ek vra dan nou om Dani kan voortvat met die vergadering.